Welkom en dankie dat jy inskakel. Vandag duik ons diep in een van die Bybel se mees geheimsinnige hoofstukke. Dis 'n groot een, so is julle reg? Goed, kom ons spring dadelik weg. Die vraag op almal se lippe, of ten minste die een wat ons vandag takel. Wie is hierdie vrou? Haar identiteit is nie net 'n klein detail nie, nee, dis die sleutel wat die hele eindtyd profesie kan oopsluit. En hier's die ding, die bron wat ons vandag ondersoek argumenteer dat een enkele ou misverstand oor hierdie hoofstuk, dat dit basies almal op die verkeerde pad gestuur het. As hulle reg is, kan hierdie een antwoord alles, en ek bedoel alles, verander. So, hoe gaan ons hierdie raaisel aanpak? Heel eenvoudig. Eers kyk ons na die enigma self. Dan, ons gaan 'n paar van die gewilde teorieë onder die loep neem en kyk hoekom hulle dalk nie heeltemal die merk tref nie. En dan onthul ons 'n heeltemal nuwe interpretasie. En glo my, die implikasies daarvan is nogal verstommend. Reg, eerste dinge eerste, die Openbaring 12 enigma. So hoekom is hierdie een hoofstuk so verskriklik belangrik? Kyk, hierdie hoofstuk stel ons voor aan 'n paar sleutelspelers. Jy het die vrou bekleed met die son. Dan staan die groot rooi draak, geen pryse om te raai wie dit is nie, Satan, natuurlik. Dan 'n manlike kind wat bestem is om te heers. En laastens, hierdie interessante groep wat die oorblyfsel van haar nageslag genoem word. Wie hierdie mense is, veral die vrou en die kind, bepaal letterlik hoe die res van die legkaart in mekaar pas. Goed, so voor ons by die nuwe teorie uitkom, moet ons eers die oues verstaan. Kom ons kyk na die gewildste idees daar buite en volgens hierdie onderleding, hoekom hulle dalk bietjie water lek. Nou die een wat jy seker al gehoor het, is dat die vrou Maria is en die kind natuurlik Jesus. En op die oog af, ja, dit maak sin, dit klink reg, maar sodra jy 'n bietjie dieper begin grawe, begin die prentjie so effens te kraak. En hier sien ons presies waar die probleem lê. Aan die een kant, ja, dit pas perfek by Herodes wat die baba Jesus wou doodmaak en Jesus wat met 'n yserscepter sal regeer en sy hemelvaart, dit alles stem ooreen. Maar dan kom jy by die tydlyn, 1226 dae. Dit pas nêrens in Maria se verhaal nie en wie is haar ander nageslag? Sien jy? Dis waar die teorie volgens die bron heeltemal uitmekaar val. Daar's ook ander teorieë soos dat die vrou die Joodse volk is. En dis 'n gewilde een. Maar weer eens, die oomblik as jy dit teen daai spesifieke profetiese tydlyn van Openbaring toets, loop jy teen presies dieselfde mure vas. So, as die gewildste antwoorde nie die regte antwoorde is nie, wat is die alternatief? Waarheen vat hierdie ontleding ons volgende? En hier is die kern van die nuwe interpretasie. Die vrou is nie 'n figuur uit die verlede nie. Sy is nie Maria nie. Sy is nie die nasie Israel in die Ou Testament nie. Nee, volgens hierdie siening is sy die eindtydkerk, die voorbereide, getroue bruid van Christus. En as die vrou die kerk is, wie is die kind dan? Wel, dis nog 'n radikale skuif. Die kind is nie Jesus nie. Dis die 144.000 verseelde knegte van God. 'n Baie spesifieke groep, gemerk vir 'n spesifieke doel, wat as martelare na die hemel geneem word. En wat hierdie interpretasie regtig kragtig maak, is hoe dit skielik 5 verskillende, oënskynlik aparte hoofstukke in Openbaring aan mekaar bind. Skielik gaan die 144.000 in hoofstuk 7, die 2 getuies, die manlike kind, die groep op berg Sion en selfs die leers van die hemel, almal oor presies dieselfde groep mense. Dit skep 'n enkele deurlopende narratief. Nou as die manlike kind hierdie 144.000 is, verander dit ook die prentjie heeltemal vir sy ma, die kerk. Haar lot is nou iets heeltemal anders. Ja, die teks sê mos, en aan die vrou is die 2 vlerke van die groot arend gegee, sodat sy na die woestyn kon vlieg. Die punt is, nadat haar kind, die 144.000 opgevaar het, word sy nie aan die draak uitgelewer nie. Glad nie. Sy word bonatuurlik weggeneem en beskerm in hierdie plek van toevlug. En hoe lank is hy daar? 1260 dae. Nou, daai getal is nie toevallig nie. Dis presies tot op die dag die lengte van die laaste en mees intense helfte van daai 7 jaar groot verdrukking. So, jy kan seker al sien waarheen dit lei. Hierdie nuwe legkaartstukkies verander die hele prentjie. Dit gee ons 'n heeltemal nuwe tydlyn vir die eindtyd. Kyk 'n bietjie hierna.
Alles draai om daardie middelpunt van die 7 jaar. En die eerste helfte doen die 144.000, die mannelike kind, hulle werk. Presies op die middelpunt word hulle gemartel en vaar op na die hemel. En op presies dieselfde oomblik gebeur twee dinge. Die kerk, die vrou, vlug na haar veilige plek. En die tweede wee, wat beskryf word as 'n wêreldwye kernoorlog, begin. Die kerk word dus letterlik uit die pad gevat, net voor die ergste oordeele begin. So dit bring ons by 'n baie duidelike tweesprong in die boek Openbaring. Jy sit met twee heeltemal verskillende geestelike groepe, twee vroue in die laaste dae. En hierdie tabel maak die kontras skerp. Aan die een kant het jy die vrou van Openbaring 12, rein, bekleed met die son, deur God beskerm. Sy verteenwoordig die ware getroue kerk. En aan die ander kant, die vrou van Openbaring 17, geklee in purper en skarlaken, verbonde met die anti-kris, dronk van die bloed van die heiliges. Twee vroue, twee heeltemal verskillende lotgevalle. Maar wag 'n bietjie, wat van daai ander groep, die oorblyfsel van haar nageslag? Wie is hulle dan? Wel, volgens hierdie siening is dit die gelowiges wat nie voorbereid was nie, die dwaase maagde uit Jesus se gelykenis. Hulle gaan nie na die plek van toevlug nie. Hulle word agtergelaat om die volle mag en woede van die anti-kris se heerskappy en daai laaste 3,5 jaar te trotseer. En dit, op die ou end, is waar hierdie hele ontleding ons laat. Dit gaan nie meer net oor die oplos van 'n ou teologiese raaisel nie. Dit word 'n dringende, baie persoonlike vraag. Die bron stel dit so: as daardie plek van toevlug die bruilofsmaal is, watter een van die maagde is jy? Die wyse of die dwaase? En dit is nogal iets om oor na te dink.